Op soek na die ware Jesus, hoofstuk 2, 'n vals verbondsgod. Aan jou gebring deur Ignited in Christ Suid-Afrika, November 2025. In hierdie deel 3 kyk ons na die vals skeppergod. Ons stem saam met Paulus dat ons nou nog maar kyk deur 'n dowwe spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Ons as Ignited in Christ wil sommer aan die begin van hierdie lering verklaar dat Jesus Christus op grond van Johannes 1 vers 1 tot 5 die ware skeppergod is. Want daar staan geskrywe, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy, dit is Jesus Christus, was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Eerstens moet ons kyk na die gebruik van allegorie. Allegorie is die gebruik van simboliek, deur byvoorbeeld beelde, karakters of dinge, om iets veel dieper wat verborge is te illustreer. Byvoorbeeld die gee in vrymetselary, wat op die eerste vlak van begrip geometrie of meetkunde beteken. Op 'n dieper vlak beteken dit God. Maar op die diepste vlak van begrip verwys dit na die groot argitek van die heelal, naamlik Lucifer, oftewel Satan. Die gekombineerde gebruik van verskeie allegorieë in dieselfde konteks hou dan 'n boodskap wat okkulties is verborge, wat slegs bedoel is vir die sogenaamde ingewydes of verligtes. In die geheimenisse van die vyand se koninkryk is die doel van allegorie om die ware okkultiese betekenis van dinge vir die normale mense weg te steek, sodat slegs die ingewydes of verligtes die ware betekenis of boodskap agter die simbool of embleem kan ken. Ons vind presies dieselfde in Kabbalah, wat deel is van Judaïsme, en wat is in die Torah, dit is die eerste 5 boeke van die Bybel, vervat is. Volgens die Texas Jewish Post is Kabbalah nie 'n onafhanklike stelsel van mystieke denke wat ekstern van die Torah bestaan nie. Dit beteken buite die Torah. Die Torah is die eerste 5 boeke van die Bybel bestaan nie. Ek lees dit net weer. Hulle sê Kabbalah is nie 'n onafhanklike stelsel van mystieke denke wat buite die Torah bestaan nie. Dit is eerder die diepste vlak van begrip van die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. Dan volgens reformjudaism.org, Kabbalah, soms vertaal as mystieke of okkulte kennis, is 'n deel van die Joodse tradisie wat handel oor die wese van God,
Met ander woorde, dit slaan so diep as, wie is God? So baie belangrik bruid van Jesus Christus, wat ons hiervan moet wegvat is, dat die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, bevat is Joodse mistisisme of Kabbalah. En dit gaan tot die kern van die identiteit van God. Alhoewel dit 'n feit is dat die Torah Joodse mistisisme of Kabbalah bevat, moet ons onthou dat dit ook dualisme bevat, in die sin dat daar ook waarheid in Genesis is, en in die skepingsverhaal. Ons moet dus deurgaans onderskei tussen die waarheid en die vervalsing. Ons daag jou hiermee uit, om saam met ons te onderskei, en om jou gawe van onderskeiding, as ook jou geestelike intellek te gebruik, onder die leiding van die Heilige Gees van Jesus Christus. Die tuin van Eden. Die tuin van Eden, beskryf in Genesis 1 tot 3, is 'n allegorie vir die innerlike tuin van die mens se wese. Dit is sy siel en gees. Dit is 'n allegorie vir daardie geheime plek, waar die mens in staat is om noue intimiteit met God te hê. 'n Fisiese tuin word nie as 'n moontlikheid uitgesluit nie, maar dit is slegs die eerste vlak van betekenis en begrip. Op die dieper vlakke van begrip is die tuin van Eden 'n allegorie vir daardie heilige innerlike plek in die menslike gees, siel en liggaam, waar hy in staat is om met God noue intimiteit te hê. Dawid het die ware God, dit is Jesus Christus, intiem geken. En hy sê dan in Psalm 91 vers 1, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hierdie geheime plek is nie buite onsself nie, maar dit is daardie plek in ons menslike ontwerp, waar ons gees, siel en liggaam in volkome harmonie ontmoet, en waar die inwonende Heilige Gees van Jesus Christus noue intimiteit met ons het. Dit is as het ware waar ons kan wandel in die Gees met God, in die innerlike tuin van ons menswees. Nou, ons weet ook dat daar geskrywe staan dat die mens is geskep na die beeld van God. En baie mense mag dalk dink dat dit gaan oor fisiese voorkoms. Ons kan almal onthou hoe Jesus vir ons uitgebeeld was in die kinderbybel. En oor die algemeen hoe God uitgebeeld is in menslike formaat. Maar ons moet onthou, ons is gees, siel en liggaam. Ons is dus driedimensioneel. En alhoewel ek eerstens geesmens is, met 'n siel, en wat woon in 'n liggaam, is ek tog net een mens. Dit is dieselfde met God. Jesus is die boom van die lewe, en hy woon in ons innerlike wese. Hy woon deur sy saad in ons gees mens, waar die Heilige Gees woon. En dit het ook 'n effek, direk en indirek, op ons siel en ons liggaam. So dit is die geestelike beeld van Jesus in ons, die boom van die lewe, deur sy lewegewende Heilige Gees, wat die beeld van God is, en wat lewe gee aan ons sterflike liggaam en siel. Hy het sy asem in ons ingeblaas, sy gees, weer eens die boom van die lewe,
wat ons in staat gestel het om 'n lewende siel te word. Dit is Jesus in ons, wat ons in staat stel om te kan lewe. Nou die allegorie van die twee bome. Die boom van kennis van goed en kwaad is allegorie vir die vyand, wat die bron van sonde, leuns, dood en vernietiging is. Diegene wat daarvan eet, geestelik, sondig en hulle erf die ewige dood. Die boom van die lewe is allegorie vir ons God Jesus Christus, wat die bron van waarheid, vryheid, genesing, seën, lewe en die ewige lewe is. Diegene wat daarvan eet, geestelik, dit is om te glo en gehoorsaam te wees aan Jesus Christus, hulle erf die ewige lewe. Die twee bome in die tuin is allegorie vir die feit dat die mens deur God geskep is in sy diepste wese, met 'n vrye wil en die vermoë om te kies of hy God of die vyand wil gehoorsaam. Gehoorsaamheid aan God bring lewe en gehoorsaamheid aan die vyand bring dood. Ons ware skepper God is dus 'n God wat die vrye wil van die mens respekteer. Die allegorie van die slang wat Eva verlei het om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad, is allegorie vir die vyand, die draak, Satan oftewel Lucifer. Lucifer soos hy bekend gestaan het as gevalle engel. Die verbode vrug van die boom van kennis van goed en kwaad is allegorie vir sonde. Om van hierdie vrug te eet is allegorie vir om te sondig in gehoorsaamheid aan die vyand. Dan die gebyte appel. Die okkultiese simbool wat oor die algemeen gebruik word om die sondeval te illustreer, naamlik die eet van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad, is die gebyte appel. Dit is allegorie vir iets veel diepers. En dit kom basies neer op die verborge kennis, die verborge okkultiese kennis van die vyand. Die val van die mens deur die eet van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad is dus allegorie vir die mens se keuse om die vyand te gehoorsaam deur te sondig. Die oersonde. Die eerste sonde, naamlik ongehoorsaamheid aan God en gehoorsaamheid aan die vyand, het die effek gehad om die mens van God te skei en om hom te verhoed om geestelik intiem met God te wees, soos hy vroeër was. Die plek van intimiteit met God in die mens se gees, siel en liggaam is vir hom gesluit, sodat hy alleen en geïsoleer van sy skepper God gevoel het. Die gevolg van die oersonde. Hierdie eerste sonde van die mens het die effek gehad dat die mens die ewige lewe verloor het en die ewige dood geërf het. Die boom van die lewe in die mens het gesterf. Ons het altyd daarvan gepraat dat ons menslike gees het by die sondeval dood geword vir God. En die boom van kennis van goed en kwaad het lewendig geword. Dit is die vyand se beeld in ons. Die geheime plek binne in die mens waar hy of sy noue intimiteit met God geniet het toegegaan en die mens is van God geskei.
Dit is natuurlik wat omgedraai word wanneer ons nou ons harte vir Jesus gee en hom aanneem as ons verlosser en in hom glo. Dan staan letterlik Jesus weer in ons op en die boom van die lewe, Jesus Christus, kry weer gestalte in ons. En dit wat dood was vir God word weer lewendig, sodat ons weer ons intimiteit met hom kan herwin. En bygesê, dit is moontlik gemaak deur wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Nou die saad van die vyand het in die mens gekom met die sondeval, toe die mens van die verbode vrug geëet het. Die slang lê dus dormant in die sakrum aan die basis van die ruggraat, met die potensiaal om deur die 7 chakras te verrys, om uiteindelik as die gees van die vyand, dit is die anti-kris, in die mens te manifesteer. Dit is die Kundalini gees, wat bemagtig word deur sonde, leuns, godsdienstige werke, rituele en ongehoorsaamheid aan die ware God. Daar kan u sien deur die prente wat ek vir u daar ingesit het, die boonste een beeld die sakrum uit, van voor en van agter, en van die kant af, en daar kan u sien hoe die slang geestelik natuurlik die saad van die vyand, wat as gevolg van die saad van die vyand, ek wil amper sê uitgebroei het, geestelik, en dan dormant lê in die sakrum, maar dat die ruggraat eintlik die geestelike jet vorm, of die antenna, dit is wat daar uitgebeeld word in die middel, deur 7 chakras, waardeur, as mens kyk na die onderste prentjie, waardeur as hierdie Kundalini dan kos gegee word, hy tot volle ontwaking kom, en opverrys deur die 7 chakras, tot by die keel chakra, dan by die 3de oog chakra, wat dan sal oopgaan, die 3de oog, en dan by die kroon chakra, as hy daar kom, dan het die mens volledige verligting verkry, of ontwaking deur die Kundalini gees, en dit is alles deur die gees van die vyand, die anti-kris. En daardie ontwerp lê in die mens, dit is die boom van kennis van goed en kwaad, as gevolg van wat by die sondeval gebeur het. Nou die Torah, dit is die eerste 5 boeke van die Bybel, bevat Kabbalah. Dit is daarom belangrik om kennis te neem van die feit, dat Genesis as deel van die Torah Kabbalah bevat, die diepste vlak van mystieke Judaïsme, gelykstaande aan swart heksery, en dat daar dieper vlakke van begrip agter die simboliese taal is, wat gebruik word. Ons sal nou kyk na hoe die vyand homself verheerlik het, as 'n vals skeppergod in die boek Genesis. Kom ons gaan kyk nou na die detail. Ons moet onthou, bruid van Jesus Christus, dat die vyand 'n vervalser is. Die vyand kan niks oorspronkliks skep nie. Hy kan bloot vat wat aan God behoort, en dit vervals en maak, asof dit aan hom behoort. Nou die vyand het aanvanklik homself bo God in die hemel verhef, en wou as God deur sy eie trots aanbid word. Gevolglik is hy en 'n derde van die engele uit die hemel uit verban. Die vyand wil egter steeds aanbid word as God, om die aanbidding wat aan God alleen behoort, van die mens te steel. En om dit te bereik het hy homself as 'n vals God opgestel in die Bybel, en deur die Torah, sodat die mens onwetend hom ook sou aanbid, in plaas van God, en dit is deur die gees van die anti-kris. Nou Jesus Christus, die woord, hy is die ware skepper God. En soos verduidelik in deel A van hoofstuk 2, of deel A hoofstuk 2 van die reeks gaan uit haar uit my volk,
is die dogma van die Rooms-Katolieke Kerk, naamlik dat God uit 3 afsonderlike en onderskeibare persone bestaan. Let wel, ek sê afsonderlike en afgeskeide of onderskeibare persone bestaan, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, met ander woorde dat hy 3 is. Dit is 'n leuen, en dit beeld die heidense gode van die Songod, die Vader, die maangodin, die Heilige Gees en die vals Jesus of Tammuz, die Seun uit. Ons moet hierdie dogma verloon, en die waarheid dat ons God, Jesus Christus, een God is, wat homself aan die mens bekendgestel het in sy 3 hoedanighede of dimensies, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie waarheid moet aanvaar word. En ons moet dit verstaan, voordat ons verder kan aanbeweeg. Kom ons kyk na die woorde van Jesus homself. In Johannes 10 vers 30 en in Johannes 14 vers 10 tot 11. Hy sê, ek en die Vader is een. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my. En dan sê hy, of anders, as jy dit nie kan glo nie, as jy nie kan glo dat ek self God is nie, glo dan, omdat ek hierdie wonderwerke doen voor julle oë, en dit kan net van God afkom. Glo my ter wille van die werke self. Nou kom ons kyk na wat staan in Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Liewe bruid van Jesus, dit is mos teenstrydig met Johannes 1 vers 1 tot 5, Johannes 14 vers 9 en Johannes 10 vers 30 ensovoorts. Kyk gerus weer na daai tekste. Nou die kommentators tot die nuwe King James weergawe, New King James Version van die Bybel, sê die kommentaar tot Genesis 1 vers 26 is, God moes met die res van die 3-eenheid gepraat het. Nee! Dit is die Rooms-Katolieke weergawe van die 3 afsonderlike en onderskeie persone van die 3-eenheid, en dit is gebaseer op heidendom. Kyk na daai prent wat ek vir julle daar gegee het van die Rooms-Katolieke uitbeelding van God die Vader, langsom sit Jesus, aan sy regterhand, kyk daar sit Jesus, en dan hover die Heilige Gees as 'n duif daar tussen hulle. Nee, bruid van Jesus Christus, dit is heidendom, dit is eenvoudig nie waar nie, dit is teenstrydig met die woorde van Jesus self. Jesus het gesê, ek is in die Vader en die Vader in my, en ek en die Vader is een. So, ek wil net teruggaan tot die vorige slide, en net sê, ons moet onthou, wie is ons? Wie is meer as een? En wil homself voordoen as God, of as gode? Natuurlik die gevalle engele, Lucifer en die gevalle engele. Hulle wil hulle self, en het hulle self aan die mensdom, Genesis 6, voorgedoen as gode, die seuns van God, wat seksuele omgang met die mense gehad het. So daar is 'n ons, maar daai ons is nie ons God, Jesus Christus nie. Dan Genesis 2 vers 3. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk, wat God geskape het deur dit te maak. Nou ons sê daarbo,
'n vals skeppergod van werke en sy Sabbat. Ja, u het my reg gehoor. Die Sabbat behoort aan die vals skeppergod. Kom ons kyk hoekom ek so sê. Ek het rooi ligte vir u hier ingebring, want u moet hierdie rooi ligte raak lees in Genesis. Dis wys vir ons, stop, hier is gevaar. Hierdie is nie van ons Here Jesus Christus af nie. Want ek sê daar, maar ons God is dan nie 'n God van werke nie. Hy is 'n God van genade en ewige rus. Jesus Christus het nie deur te werk geskep nie, maar deur sy Gees wat lewe aan alles gebring het. Kom ons kyk weer na Johannes 1 vers 3 en 4, waar Johannes sê alle dinge het deur hom ontstaan en in hom was die lewe. Dit klink nie vir my na werk nie. Dit klink vir my daarna dat deur sy Heilige Gees wat in alles en deur alles gewerk het, is lewe gebring op aarde. Maar dit het vanuit hom ontstaan. Maar dit klink nie vir my na fisiese werke nie. Ons weet egter dat die vyand is egter 'n God van werke, van die ou verbond, van om jou saligheid te moet verdien deur goeie werke. Ons is nog steeds by Genesis 2 vers 3 en die vals skeppergod van 'n beperkte of 'n ingeperkte skepping. Ons lees daar, en God het die 7de dag geseën, dit is die Sabbat, en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk, wat God geskape het deur dit te maak. Nou sê ons hier, bruid van Jesus, die skepping is tog nie beperk nie, of ingeperk nie. Maar ons weet, dit gaan daagliks voort. En die ware skeppergod het nie opgehou skep nie, maar hy skep steeds deur sy lewegewende Gees, moeiteloos en voortdurend. Byvoorbeeld, 'n nuwe babietjie wat gevorm word in die moederskoot, sade wat ontkiem en plante wat groei, selle wat vermeerder, in plante, in mense, die steeds uitbreidende heelal, ensovoorts. Ons kan aanhou voorbeelde opnoem. Ons God is 'n oneindige, onbeperkte skeppergod. Hy is onbeperk in krag, wysheid en skepende krag. En sy skepping is voortdurend besig om nog steeds uit te brei en aan te gaan. Hy skep nog steeds elke dag, elke sekonde. Die Sabbat van die beperkte skepping van die vals God van werke. Paulus sê dat die wat glo ingegaan het in die rus van God. Hierdie ewige rus van God was nog altyd so. Hy het nie in die Nuwe Testament 'n God van rus geword, maar in die Ou Testament was hy 'n God van werke nie. Hy was nog altyd dieselfde, 'n God van rus en nie van werke nie. In Hebreërs 13 vers 8 lees ons dat Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Die Sabbat van die beperkte skepping van die vals God van werke. Daarom, liewe bruid van Jesus Christus, ons moet onthou, dis baie belangrik. Die skeppergod wat in Genesis uitgebeeld word as 'n werkende God, wat moes rus, en wat na 6 dae opgehou skep het, en as die ware teruggesit het en toe gerus het. Dit is nie ons God, die woord, Jesus Christus nie. Nou kyk ons na die kabbalistiese, diepere betekenis van die skepping van Genesis. Hoe het Satan dan geskep, as hy dan hier van sy eie skepping praat? Die vyand het die waarheid van die skepping deur ons skeppergod Jesus Christus vervals, deur te illustreer hoe hy sy koninkryk in die mens geskep het.
Wat beteken die vervalsing van die boom van die lewe? Dit is God se ontwerp in ons, naamlik die kabbalistiese boom van kennis van goed en kwaad in die mens. Ons praat hier van die Kundalini ontwerp in die mens. En die 7 chakras, kyk bietjie daar, hoe word dit uitgebeeld as die 7 dae van skepping. Dit is die diepere kabbalistiese betekenis agter dit wat ons lees in Genesis van die 7 dae van skepping. Op dag 7 het die vyand gerus en lê hy as dit ware sluimerend, dormant, binne in die sakrum van die mens opgesluit en wag om tot volle ontwaking te kan opreis, sou die mens aan hom die reg verleen. Dan lees ons verder in Genesis 3 verse 16 tot 19 van 'n vals skeppergod wat smarte en vloeke vermeerder. Genesis 3 verse 16 tot 19. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar. Aan Adam het hy gesê, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met ander woorde, as gevolg van wat jy gedoen het, die sonde wat jy gedoen het, vervloek is die aarde om jou ontwil. Ons God, Jesus Christus, is nie 'n God van droefheid nie, maar van ewige vreugde. Johannes 15 vers 11. Hy bring nie pyn nie, maar hy genees eerder. Hy vervloek nie, hy seën. Die vyand daarenteen het sonde in die wêreld gebring en is die outeur en die oorsprong van sonde. Dood, siekte, hartseer en vloek is die uitvloeisel en die gevolg van sonde. Dit kom nie van ons God, wat 'n God van liefde is nie. En u kan gerus gaan kyk na die tekste wat ek daar vir u genoem het. Nog rooi ligte. 'n Vals skeppergod wat self eerste in sonde geval het. Genesis 3 vers 22 tot 24. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, weer eens die ons, deur goed en kwaad te ken. Met ander woorde, dit sê, die mens het, deur te sondig, geword soos die gevalle engele onder die leierskap van Lucifer, wat eerste gesondig het, en wat eerste van God vervreem is, deurdat hulle uit die hemel gewerp is. Hulle is eerste van God geskei, en hulle het eerste vanuit heerlikheid geval. En nou sê die gevalle engele, onder leiding van Lucifer, nou het die mens geword soos een van ons, omdat hy gesondig het, deur goed en kwaad te ken. Nog rooi ligte, 'n skeppergod wat wou verhoed, dat die mens weer intimiteit met God kan verkry, en die ewige lewe mag beerwe. Daar staan geskrywe, as hy nou, maar nie sy hand uitsteek, en ook van die boom van die lewe neem, en eet en lewe in ewigheid nie. Die vyand het dus die mens verhoed, om weer daardie noue intimiteit met die ware God, Jesus Christus, te verkry, en die ewige lewe te beerwe. Natuurlik weet ons dat Jesus met sy bloed betaal het aan die kruis, sodat ons weer kan eet van die boom van lewe, wat Jesus is, deur in hom te glo, en sodat ons weer die ewige lewe en persoonlike intimiteit met Jesus kan verkry. Met ander woorde, dit was Satan se plan, deur om sonde in die wêreld in te bring en die mens te verlei om te sondig.
dat hy sy intimiteit met God kan verloor en ook die ewige lewe, basies, soos ons in Engels sê, gedisconnect te word van God, maar verder wou die vyand ook verhinder dat die mens op sy eie weer kan terugkry wat hy verloor het. Die valse skeppergod wat wou verhinder dat die mens die ewige lewe beerwe. Daar staan geskrywe Genesis 3 vers 22 tot 24. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Dis natuurlik die innerlike boom van die lewe, wat God se ontwerp is binne in ons. Die vyand het dus die gevalle mens verhoed, om weer noue intimiteit met die ware God te verkry. En dit is natuurlik net tot Jesus Christus vir ons die prys aan die kruis kom betaal het. 'n vals God wat gesien en aanbid wil word as die skeppergod. Die vyand het nog altyd dit wat aan die ware God, die woord Jesus Christus behoort, geneem en dit verdraai of vervals, ten einde homself te verheerlik. Hy wou nog altyd as God aanbid word, en het beoog om die mensdom te mislei, om hom te aanbid, en om hom uiteindelik te volg, as 'n vals verlosser, die Antichrist. Ons moet dus Genesis en die hele Bybel met groot onderskeidingsvermoë lees. Maar bruid van Jesus, onthou die dualisme. Die feit dat die vyand homself in die heilige skrifte ingewurm het, in 'n poging om die mensdom te mislei, beteken nie dat die ware skeppergod Jesus Christus nie ook daar is nie. Jesus Christus, die woord, is die skeppergod en ons menslike gees kom van hom af. In Genesis 2 vers 7 vind ons die waarheid. En die Here God, Jesus Christus, het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe ingeblaas. So het die mens 'n lewende wese of siel geword. Jesus Christus het ons 'n menslike gees gegee, wat die vermoë het om met hom intiem te kan wees, en deur sy lewegewende gees is aan ons menslike vlees lewe gegee, en het ons menslike siel bewussyn verkry, ten einde 'n lewende siel te word. Ons ontken dus nie dat God, dit is Jesus Christus die woord, die skepper God is en dat hy alles geskep het nie. Selfs miskien in die volgorde waarin dit in Genesis geskryf is. Ons sê bloot dat gelowiges moet onderskei en identifiseer dat die vyand homself deur Joodse Kabbala in die Torah as 'n vals skeppergod opgestel het, in 'n poging om te mislei en om sodoende die aanbidding en heerlikheid van die mens te onderskep of te verkry. Wat is die implikasie hiervan vir ons as gelowiges? As gelowiges in Jesus Christus moet ons dit erken en berou hê oor die feit dat ons onwetend ook in 'n vals skeppergod geglo het. En dat ons God, Jesus Christus, die woord, wel alles geskep het, maar dat hy dit vanuit 'n posisie van rus, moeteloos en deur sy lewegewende gees, wat die bron van lewe van alles is, gedoen het. As ons steeds die leuen van die vals skeppergod van die Sabbat sou glo, dan sou dit beteken dat ons onwetend ook die vyand as skeppergod aanbid, en dan gee dit aan hom 'n vasdra plek in ons lewens. Dit wil sê, ons bly dan steeds in dualisme,
Wat beteken ons aanbid eintlik, sonder dat ons dit besef? 2 gode, die vyand en Jesus Christus. Nou kyk ons na die vals god van Kain in Genesis 4. Kain en Abel het albei 'n brandoffer aan die Here gebring. Maar Jesus het dan gesê dat hy nie brandoffers wil hê nie. So aan wie het hulle hierdie brandoffers gebring? Die bloed van Abel, nadat Kain hom vermoor het dan ook van die grond af na die Here geroep. Hoekom het die bloed geroep? Waarvoor het die bloed geroep? Dit het geroep om wraak. Die bloed roep uit om wraak. Maar Jesus Christus is nie 'n God van wraak nie. Kyk maar gerus na Matteus 5 vers 38 tot 42. Kom ons herinner onsself net weer daaraan. Wie het sonde, vloek en dood in die wêreld ingebring? En gevolglik, die gevolg van dit is dat die mens moet vlug en 'n swerwer word, dat hy gestraf moet word op sy sonde. Nie ons God, Jesus Christus nie, maar die vyand. Jesus is nie 'n God van wraak, wat 7voudige wraak sou neem. Kyk maar gerus na Genesis 4 vers 15. Op enige iemand wat vir Kain sou doodmaak nie. Die merk van Kain wat ons ook baie in mense gekry het, toe ons hulle bedien het nog, toe ons nog aktief betrokke was in die bediening van bevryding, het ons gereeld die merk van Kain gekry. In die mense, almal gelowiges in Jesus Christus wat gedoop was deur volle onderdompeling, het ons dit in hulle gekry en hierdie merk van Kain bedoel as 'n beskerming teen enige iemand wat Kain wil doodmaak. Kom dis nie van ons God Jesus Christus af nie, maar dit is van die vals God. Jy moet hier die belangrike ding onthou, en dit is dat die merk van Kain word verbind met die 7voudige wraak van God. Want indien iemand hierdie merk sou sien op Kain en hom wel sou doodmaak, sou die 7voudige wraak van God hom tref. Nou kyk ons na die vals verbondsgod van die vloed, die vals verbondsgod van die vloed in Genesis 6 en 7. Baie belangrik om te onthou, Jesus is nie 'n God van vernietiging, wat alles behalwe enkele dinge van sy skepping sou vernietig nie. Kyk 'n bietjie na Johannes 10 vers 10, wat direk teenstrydig is met wat ons lees in Genesis 6 vers 7 en Genesis 7 vers 23. Jesus Christus is nie 'n God wat vrees en wraak bring, en wat wraak sou neem teenoor enige mens of dier, wat die mens se lewensbloed stort nie. Want ons lees in Genesis 9 vers 1 tot 5, dat hierdie God sê hy sal wraak neem teenoor enige mens of dier, wat op die aarde die mens se lewensbloed stort. Ons God is nie 'n God van wraak nie. Matteus 5 vers 38 tot 42. Jesus is 'n regverdige God, dit weet ons, deur verskeie tekste in die geskrewe woord, maar u kan ook gaan kyk na 2 Korintiërs 5 vers 21 en 1 Johannes 2 vers 29. Die mens, sowel as die aarde en alles daarop, het egter so korrup en boos geword as gevolg van wat die gevalle engele kom doen het, dat die vyand, wat die aanklaer is voor die troon van God, die mens suksesvol voor die troon van God kon aankla.
en eis dat hy dood en vernietiging oor alles, insluitend die mens, deur die aarde, en dit is deur die vloed, mag bring. As 'n regverdige God moes Jesus Christus die woord, die vyand sy eis toelaat, maar dit is belangrik om te onderskei en te verstaan dat die ware God, Jesus Christus, nie die outeur van die dood en die vernietiging was, wat deur die vloed meegebring is nie. Dit was nooit sy wil nie. Om dit toe te laat as gevolg van die sonde op die aarde, is baie anders as om die een te wees, wat in die eerste plek die dood en die vernietiging bring. Die vyand het dus die vloed gebring om die totaliteit van God se skepping te vernietig. En nou herinner ons u aan die hegeliese beginsel, wat ons in ons lering oor vrymesselary baie deeglik behandel het. Dit is die beginsel van teses en antiteses, wat dan vir jou die sintese bring. Met ander woorde, die probleem, die reaksie op die probleem, en dan die sogenaamde oplossing. En ons het geleer dat in vrymesselary werk die vrymesselaars deur die probleem te skep, die reaksie tot die probleem is dan deur hulle geantisipeer en dan bring hulle ook die oplossing. En dit is die gees van die antichris, van die vyand. Die vyand het die probleem geskep op die aarde, naamlik die sonde, dan bring hy ook die reaksie of die gevolg tot die probleem, naamlik die vloed, en laastens bring hy dan ook die oplossing teweeg, naamlik die bou van die ark, sodat hy uiteindelik aanbid kan word as 'n vals verlosser. Die hele storie van die ark in die Bybel is dus vol kabbalistiese allegorie, wat heenwys na die eindtyd geestelike vloed en die bou van 'n geestelike ark, naamlik die aktivering van die boom van kennis van goed en kwaad in die menslike liggaam, die sogenaamde Merkaba liggaam, en die aanvaarding van die merk van die dier. Dit is die sluiting van die deur van die ark. Die eindtydvloed word so oorleef, en die mens kan aan die ander kant in 'n hele nuwe wêreldorde uitstap, waarvan die reënboog die simbool is. Die simbool van verligting. Kom ons kyk net na hierdie prente wat ek vir julle hier uiteengesit het. Net om te illustreer. Kyk na die kleure van die reënboog. En dan kyk ons na die kleure wat aan elke chakra, dit is energiesentrum in die menslike, die boom van kennis van goed en kwaad, die kundalini ontwerp in die mens. Elke chakra het 'n kleur en dit stem ooreen met die kleure van die reënboog. En die kroonchakra se kleur is pers, wat dan daarop dui dat die mens volledig een geword het met die vals skepper God. Dit is die kundalini, die gees van die antichris. Daar sien jy ook die boek van David H. Thompson, The Ultimate New World Order, Peace on Earth, Goodwill Toward Men. Ons weet dat Jesus gesê het, oppas as daar vir julle gesê word, vrede, vrede, want dan is daar geen vrede nie. Kyk hoe is die reënboog ook daar, die simbool. En dan heel onder daar in die swart rampie, word die as above, so below, die mens binne in daai komplete ontwerp van die vyand, totaal geilluminate, totaal verlig deur kundalini ontwaking, en dit is wat mens dan noem die Merkaba liggaam. Dit is die vyand se einddoel, dat die Merkaba liggaam in die mens volledig tot gestalte sal kom, sodat hy eintlik 'n geestelike antenna vir die gees van die antichris sal word. Die vyand het dus die waarheid van Jesus Christus vervals om sy koninkryk van duisternis te bou en te weerspieël, aangesien die ark vir ons as gelowiges ook 'n metafoor is vir die verlossing van Jesus Christus. En ons weet dat slegs die waarheid van Jesus Christus ons sal kan red
en ons veilig deur die eindtydse geestelike vloed sal neem, en ook na die ewige lewe saam met Jesus Christus. Die ark van Noag wys dus ook heen na die verlossing, wat deur Jesus Christus sou kom, vir almal wat glo. Dit is dus weer eens die dualisme, dat die storie van Noag in die ark eintlik die vyand se koninkryk uitbeeld en dit wat hy beplan, maar daar is ook 'n teenwig daaraan, 'n teenstelling, en dit is dat dit ook heenwys na die verlossing wat deur Jesus Christus en sy waarheid sal kom vir almal wat glo. Die ark van Noag en die vloed is dus ook 'n perfekte voorbeeld van dualisme, soos ek nou net gesê het, aangesien die vyand weer eens geneem het, dit wat aan die ware God behoort, en dit nagemaak het of vervals het, om sy eie koninkryk te bou en homself te verheerlik. Die storie van Noag se ark wys egter ook heen na die verlossing, wat moontlik gemaak sou word deur Jesus Christus, ons verlosser en die enigste ware God. Nou, die vraag op almal se lippe, is die storie van Noag se ark waar? Moet ons dit letterlik glo? Na ons persoonlike mening, nee. Hoekom sê ek so? Aangesien dit duidelik is, dat dit die beperkte God van sy eie beperkte skepping in die mens, naamlik die boom van kennis van goed en kwaad is, wat hier aan die werk is. Baie belangrik om te onthou, is dat die skepping van die ware God, Jesus Christus, is eenvoudig te groot, te omvangryk, en nog steeds uitbreidend en oneindig, om in 'n beperkte omhulsel, soos 'n houtark, ingesluit te kan word. Om te glo, dat die skepping bewaar kon word, deur 2 diere en 7 van party in die ark in te laat kom en dit so te bewaar, is om te glo aan 'n skepper God, wat 'n beperkte skepping geskep het, en wat nie verder besig is om nog steeds te skep nie. Ons persoonlike siening is dus dat die storie van Noag se ark baie diep kabbala is, wat dieper vlakke van betekenis bevat, en allegorie is vir die vyand se koninkryk in die mens. Dit wys hoe hy as 'n vals skeppergod homself ook as 'n vals verlossingsgod vestig. As 'n mens sou glo dat Noag se ark van ons God Jesus Christus afkomstig was, dan sal die kabbalistiese gedagtebeheer en DID programmering, onthou Kabbala is black magic, swart heksery. Die gedagtebeheer en DID programmering, wat daarmee gepaard gaan, sal dan daartoe lei dat die bruid van Jesus Christus, die nuwe wêreldorde wat kom, sal sien as van die ware God af, en as 'n verlossing, en 'n uitkoms vir die mens. En 'n enigste manier hoe die mens homself kan laat behoue bly. Nou, kom ons by die vals verbondsgod van die Noagse verbond. Kyk maar weer na Genesis 8 en 9. Dit is van uiterste belang om te besef dat die sogenaamde verbond, wat God met Noag en die hele skepping na die vloed gesluit het, in die eerste plek geen ware verbond was nie, maar bloot 'n belofte, ongeag die mens se aanvaarding of nie. En in die tweede plek was dit van die vyand af, en nie van ons ware skepper God Jesus Christus nie, aangesien hy nie in die eerste plek die vernietiger deur middel van die vloed was nie. Waarom is dit belangrik om hierdie te verstaan en te weet? Die vyand sal hierdie misleiding en die krag van die kabbalistiese heksery daarachter gebruik, om gelowiges in Jesus Christus te mislei, om die terme van die nuwe wêreldorde en die merk van die dier te aanvaar, deur die leuen te glo, dat die sogenaamde Noagse verbond met die ware skepper God was,
en dat dit is ewig staan, en dat die sogenaamde Noagse wette, waarvan daar 7 is, vervat in die Joodse Talmoed, dis ook van toepassing is op gelowiges in Jesus Christus. Die vyand beoog om die hele wêreld saam te bring in 'n nuwe wêreldorde. Die allegorie waarvan die wêreld na die vloed is, onder 'n nuwe wêreldgodsdiens en universele Noagse wette, waarvan daar 7 is. Die algemeen aanvaarde simbool van die nuwe wêreldorde wat kom onder die heerskappy van die Antichrist, is die reënboog, 'n allegorie vir verligting met 7 kleure, een vir elke chakra, en die 7de kleur wat pers is, verwys daarna om een te wees met die vyand en om volledige verligting te hê. Nou, 'n absolute bewys dat wat ons sê waar is die feit dat Noag die songod aanbid het met brandoffers op 'n altaar toe hy uit die ark gekom het. En die Here, dit staan daar in vers 21, dat die Here het dit aanvaar. En op grond daarvan onderneem om nooit weer die aarde te vervloek ter wille van die mens nie. Jesus self het gesê dat hy nie brandoffers wil hê nie. Hoekom sou hy dan hierdie brandoffer aanvaar het? En ons weet ook dat Jesus nie vervloek of selfs vloeke bring nie, maar dat dit die vyand is wat die reg kry om vloek te bring, as gevolg van sonde en wat tot die ewige dood lei. Nou in deel 4 leer ons van die vals verbondsgod van Abraham, Isak en Jakob. Maak seker dat u dit ook kyk. En daar sien ons hoe hulle uitgebeeld word deur die Rooms-Katolieke Kerk met heilous bo kan die kop, asof hulle sogenaamde heiliges is. Ons gee alle eer en lof en heerlikheid aan die Heilige Gees van Jesus Christus. Baie dankie Jesus vir hierdie openbaring. Ons nooi u uit bruid van Jesus Christus, teken in op ons kanaal, op ons YouTube kanaal,